Hier sit ons, nog 'n paar foreigners. As hy. Baie dankie dat julle ingestem het, so reluctantly, vir 'n oorsee onderhoud, want ek weet my oorsee audience sal regtig geniet wat julle het om te offer. Asseblief, vat so lank as wat julle wil en stel julleself voor aan die oorsee mense. Dames eers. O, jene. Ons is Meiding en Helleke Gous. Ons het 14 jaar gelede het ons Melbourne toe getrek van Littleton af. Saam met ons 3 kinders wat toe tieners was. Wat 'n uitdaging in homself is. Maar ja, ek het vinnig werk gekry toe ek aangekom het. Meiding moes eers 'n kwalifikasie doen en toe is hy ook aan die gang. Maar ons geniet dit om hier te bly, die weer. Partykeer laat ons wonder wat maak ons in Melbourne en hoekom ons is 'n bietjie verder noord nie. Maar ja, ons pas aan. Ons werk hou ons in die stadium nog maar hier. Maar ons kan sien dat ons dalk later bietjie noorde toe gaan skuif. O ja, ons praat gereeld daarvan, ja. Ja. Maar ja, hier met ons het in Suid-Afrika aan die Woonbouklub behoort, die Suid-Afrikaanse Woonbou Assosiasie. So ons het daar so 1 keer 'n naweek gaan kamp en dit sê maar iets as jy kamper is, as jy kamper. Hier in Australië het ons nie kans gesien al vir 'n woonwa nie. En toe COVID tref en dis lockdowns en is net 2 ure wat jy in die park kan gaan oefening doen en uitkom. Toe begin ons opmerk in die bos waar ons toe gaan stap daar in Watsania. Dis 'n pragtige reservaat, Creswell Forest Reserve. Baie mooi park. Toe begin ons agterkom dat ons kyk ons altyd maar vir diere, weet tipies Suid-Afrikaners as jy wildtuin toe gaan en kyk hierdie voël kan jy sien. Ja, ja. Hierso is daar nou kangaroos en daai park het nie koalas nie en toe begin ons die voeltjies opmerk. En van toe af is ons birders. Ja, Wat is die storie van Suid-Australië? Ja, ons stop in Suid-Australië, stop ons by so 'n natuurreservaat en ons begin die mense uitvra oor of haar voëls in die omgewing is. En die vrou, sy het seker 'n kombinasie van 'n birder en 'n weirdo in haar kop. En sy sê ja, die birdos was hier so vanoggend. So van toe af praat ons van onsself as birdos. Birdos. Dit is weird genoeg om agter voëls in die bos te gaan loop en toerusting te kry wat vir ons help om foto's en ver te kyk en so dit is nou maar ons. Dis serious toerusting daai. Ja, die lens lyk groter as wat hy dalk is, jy weet, hy het maar net so beskermde lensie by so. Dis nog steeds groot. Ek dink jy kan die stoppels uit ou se bek uit afneem met daai. Ek het nou nog nie geld vir hierdie groot kanonne nie. Dan praat jy nou weet duisende dollars. My ding is baie ja. lief vir die klein little brown jobs, die klein voeltjies. So Ja. daai kamera help om hulle 'n Wow. bietjie nader te bring dat jy daarom kan sien is dit 'n brown thornbull of 'n striped thornbull of wat is dit nou? Ja, so nee, Ja. dis nou maar ons passie daai. Ons gaan aan. Dis fantasties. So ek sweer ek het iemand al gehoor praat van hulle die ouens wat birdwatching doen is onder dieselfde kam as vegans. Hulle as jy eers daai besluit maak is dit alwaar jy praat. Ek kan nie wag om ander mense te vertel af van nie. Dit is bietjie so, ons het nou agtergekom, ons moet maar bietjie afskaal daai pratery, jy weet, ons praat maar oor hulle kinders ook en oor hulle passies, anders Maar kyk dit die is- mense jou so skeef aan jy. Dit is baie lekker vir ons as iemand uit die bloute uit vir jou foto's stuur en sê ek het hierdie voël gesien. Wat is dit? Jy weet, help my met die identifikasie. Ek Ons vind dit kinders veral is nou baie keen. Hulle kyk ook al mooi uit vir Ja. voeltjies. Ja, so dit is lekker as die mense bietjie aansteek om ook bietjie te kyk, jy weet, wat sien jy? ek vind dit baie interessant. En kyk, ons is van Afrika af. So Afrika het geen tekort aan diere nie. So die laaste ding wat ons vir gewoonlik uitkyk is 'n voël. Australië aan die ander kant, ek voel daar is soos 3 verskillende diere hier, maar Ja. honderde duisende verskillende voëls. Ja. So ek het vinnig geleer, as jy nou jouself wil entertain met wat in die natuur hier aangaan, kyk eerder vir die voëls voor jy begin soek vir luiperds of Ja. wat is die Soogdiere, ja. die roofkat wat hulle van praat wat ergens in die noorde rondloop blykbaar. Nee, ons het hom nog nie gesien nie. Om nog om is. Ja, daar's 'n paar rumors, jy moet 'n bietjie gaan Google. Hulle sê daar's een van 'n wildcat wat ja. Okay, goed in die vang, noorde van ja. Australië. Ja, ek dink dit is in Queensland ergens wat hulle ja, baie interessant. Okay. Ook die Tasmanian Devil wat nog iewers rondloop glo. Ek sien 'n Facebook groep wat sê panther sightings in Victoria. Yes, dis waarvan ek praat. Skus. So dit is heeltemal noord nie, maar Okay, so dis daai een. in Australië is daar erg. Groot plek, nee. Ja. Ja. Nou ek het nou gister 'n bietjie ek het die voorreg gehad om 'n bietjie van 'n toer te kry van julle setup hierso. En
ek moet sê ek is jaloers nou. Ek het nou al vandat ek in Australië gekom het ek nou al 2, 3 verskillende trailers gehad. Die een is 'n Jayco Eagle wat is 'n trailer / karavaan. Dis dan hoe jy daarna kyk. Jy wen hom so op. En dan so pop-top. ja, in my opinie is dit nou die beste een wat ek sover gehad het hier, want hy het in 15 minute opgeslaan en ek joke nie eers nie. Ja. Dis so vinnig het was. Waar my ander dual fault trailers, ek sê dit, my vrou weet, as ons by die campsite stop, vat sy die kinders en sy loop. Sien jou oor 2 ure. In die tyd wanneer sy terugkom, maar hoop sy, ek is nog alles kalm. reg. Want een ding waarvoor ek baie vinnig moeg geraak het was canvas, zips en gazebos. Ek kan dit net nie meer vat verdra nie. Ja. Dan wonder ek raak my nou so 'n bietjie uit vir kamp. Maar nou julle het die perfekte setup hier vir 'n couple wat semi-retired is. So, dit sou gaaf gewees het. Ons werk nog, ons Want nou, wens ons het op gevorderde ouderdom hier na toe beweeg net. So ons ons moet 'n bietjie randjies, langer werk. ons randjies is nou nie omgeskakel in dollars in ons guns nie. So ons gaan maar nog werk tot ons oud is. So hierdie is maar ons stokperd oor naweke. Ja, nee, Dit is hoekom ek dink ons wegkom met so 'n klein setup, want ons gaan gewoonlik vir 'n naweek, lang naweek, miskien 'n week na 10 dae toe. Dis nie 'n 3-4 weke vakansie nie, want dan gaan jy dalk bietjie jou om beter moet beplan. Ja. Maar wat ons hier gedoen het, ons het uitgekyk vir 'n leewa, wat ons het geweet met ons stokperdjie het ons 'n paar goeders wat ons spesifiek wil doen in die wa. So ons het 'n paar vereistes gehad. Een was hy moet in 'n motorhuis kan pas. Ja. So hy moet laag wees. So die tweede een was ons wou graag 'n rekenaarskerm ingesit het dat as ons in die aand na ons foto's wil kyk, want ons doen 'n Uber checklist vir elke stappie wat ons doen. baie exciting. Ja, so dan sit ons al ons sightings op en dan partykeer is ons nie seker wat het ons gesien nie of hy tel iets met sy kamera op wat ek nie gesien het en op die lysie gesit het nie. So dan verifieer ons net ons lysie in die aand, so dan is dit handig om na die foto's te sit en kyk. So dit was die ander vereiste. Ek wou 'n porta potty ingehad het. Kom ons pos gou op daai want ek vind dit is my baie snaaks. Okay, alright. Ons gaan nou gou vinnig 'n walkthrough doen. Maar vertel ons gou 'n bietjie hoe die porta potty die cornerstone van julle design is. Wel, dit begin met die grootte van die porta potty. Hy kan nie te klein wees nie want jy weet ons is daarom ook nou nie klein mensies nie. En jy moet ook nou Gemaklik kan kram kry as jy crouch in die aand. Maar ons het nie spasie in die waar vir weet 'n groot ding nie. So ons nou op die ons het eers die toilet gekoop en ons nou die porta potty het. Toe kan ons nou besluit goed, waar gaan hy wees? Hoe gaan die res van die wa moet lyk min of meer? En so die porta potty moes in 'n laai kom. En so die laai se grootte het toe nou bepaal hoe hoog kan die bed wees. En die bed se hoogte het bepaal hoe groot kan die kombuislaai wees. En dan die kombuislaai en die bed se grootte het bepaal die stuk wat uitkom om die bed te maak, hoeveel spasie het ons vir die kaste oor wat die rekenaarkas moet doen. So dit was so stap vir stap en ongelukkig het alles nou begin by die porta potty. Nou Wel nee, ek sou sê gelukkig. Ja, gelukkig. Want as jy begin het byvoorbeeld met die kombuis of met die bed. Het ek nie my porta potty Ek gehad. sou nou wou die storie vertel, dit begin met die rekenaarskerm of die yskas, jy weet, maar nou verwys ek na die porta potty as waar dit begin het, jy. So Ons het so 3 verskillende ontwerpe gehad, want ons het 'n baie op papier gespeel en uitgelê en gekyk en hy het sy idee gehad van hoe dit moet werk. Ek het my idee gehad en dit is op die einde 'n kombinasie van die beste van elke ontwerp het ons nou in mekaar gesit en die derde een het toe nou gewerk vir ons. En ek dink ons is baie tevrede met die resultaat. Ons het na 'n maatskappy toe gegaan, Blackbird Camper Company, en hulle het vir ons die meeste van die werk gedoen. Yes. Maar hulle het agtergeraak en ons het gevra ons wil die wa teen die 10de Desember hê want ons het 'n vir ons huweliksuitdenking het ons 'n vakansie beplan op in New South Wales. En ons moes die wa teen daai datum gekry het om weg te spring. En toe is hulle 'n bietjie onder druk, dis hulle kan ons help. Toe sê ons, okay, goed, wat wil julle hê moet ons doen? Toe sê hulle as my ding die bed kan bou. So en het hy 'n goeie job gedoen. Ek dink hy het 'n beter job gedoen as wat hulle sou gedoen het. met geleende toerusting weet en Hy het by Petrus het vir ons gehelp om te sê okay, werk met hierdie cookie cutter, daai ding, Dis 'n doen dit. biscuit cutter. Biscuit cutter, ja, so Peter se naam is hy is daai eyster. en hy het die beste my toerusting. standaard 7 houtwerk het ek nou maar gesaag en gemeet en wat sê jy, ek het seker omtrent 10 keer gemeet voor ek begin saag het, jy weet dat jy nie foute maak nie. Ja. So ons oorsee audience, Petrus is Hendrika se man. Hendrika is die myn organiseerder van die Makiti, as julle daai video gesien het in die vorige onderhoud. So Petrus is hy is die masjien agter al die aksie wat net alles in die gang hou. Ek sê altyd vir die mense as ek
nie lekker vir die dag nie en ek wil 'n kalmte in my kry en bel ek vir Petrus. Dis Gesels ek 'n bietjie met hom. dit is so. Hy het, Ja. ja. Ja, dis 'n goeie plan. Ja. So ja, Petrus het goeie advies gegee en so het ek maar in die aande in die garage gewerk en die bed aan mekaar gesit en baie bly dat ek nie die res ook probeer doen het nie, want toe kon ek professionele ouens oorneem met die bedrading en die krag en die wat se battery gaan werk en die inverter en want ons moet 'n mikrogolf kan en 'n koffiemasjien kan vir 2-3 dae Maar lank dit is kan die ander hardloop. vereistes. O, die koffiemasjien. Maar koffiemasjien is 'n must. Die mikrogolfoon is interessant want dis iets wat jy nie besef jy mis totdat jy dit nie het nie. En ek op waar die keer waar ons gekom het, ek besef, joh, ek kan regtig doen met 'n microwave. Ja, en dit veral met 'n naweek want jy kan die oorskiet kos wat in jou yskas is, net gou in hierdie yskas insit en dan het jy sommer iets wat jy kan vinnig warm maak. Ja. Môre vir middagete of so. Een En van ons wil nie tyd spandeer en kook uitsit nie, want ons wil daar buite wees. Een van ons slegste gewoontes is ons stop sommer op 'n dorp waar ons kom want jy ry agter waar die voëls is, weet jy, Ja. ons ry altyd wyd. Kry vir ons 'n pizza en dan dit wat ons eet die vorige aand nie in die yskas in die middel van die bos maak ons pizza warm vir middagete as ons klaar die oggend gaan stap het. Dan voel jy nou baie lekker oor daai ekstra geldjie wat jy uitgehaal het vir daai goeie battery. Dis fantasties. Ek meen, sure, nee, ek moet sê een ding wat ons sleg doen as ons gaan kamp is die roadside takeaways. Veral met die kleintjies want dis net maklik. So Ja, dit is. ons doen elke jaar 'n Eildon trip. Ons is baie lief vir Eildon. Ons is dis ritueel nou. Op pad soontoe is daar maar die KFC wat Ja, die girls ja. weet. Ons stop waar, julle kan julle chicken pop tops kry en Ja, ek is nie baie lief vir takeaways nie, maar ek hou met dit eet. is 'n noodsaaklikheid Moet vir die vrede en om daar te kom. Ja. Ja. Nou julle sê hierdie is nie heeltemal retirement nie, hierdie is vir julle mental health. As ek dit so moet sê. Absoluut. So hoe lyk julle planne vir die volgende 10 jaar? Julle sê julle gaan nog werk tot julle nie meer kan nie en dan gaan is daar enige stadium gaan julle hierdie set 'n bietjie upgrade? Ja, Ons wil graag vir hierdie- soos die planne vir die waar het ons 'n klomp planne. En ons kan nog nie besluit watter een is die perfekte een nie, maar ek dink daar is iewers 'n opgradering Ja. in die pipeline. Daar's ook wyd reis in Australië. Yes. Hooplik Ja. wêreldwyd ook, ons sal so 'n bietjie in ander lande gaan saam met my werk, is ons Vietnam toe. Ons bietjie Singapore al vols gaan kyk en Ja. Suid-Afrika ook, ons beplan bietjie in Suider-Afrika ook. Kruger Wildtuin was een van ons lekkerste trips gewees verlede jaar voor dit. Ja. 3 weke lank in die Kruger Wildtuin spandeer. Met 'n motorhome, ons het 'n motorhome gekry. Ja, Lekker. Dis in Suid-Afrika gewoon het ons nooit binne in die wildtuin gebly nie. Ek weet nie of dit te duur was en of dit maar net nie iets is wat mens gedoen het nie. Ons is ook in Landsberg toe. My vrou se oupa het 'n plaas gehad teen die wildtuin. So dis ek dink dit was geskei deur die rivier of ek weet nie mooi die details. Hy het dit ook aan toe verkoop, maar sy praat gedurig van sy mis dit verskriklik baie. Ja. Want die diere het ook gereeld oorgekom en Ja. Dis so anders as mens binne in die wildtuin bly want jy kan vroeg uit wees en jy's in die kamp en jy kyk hierdie draad nou hoe die olifante daar by die watergat drink. So en in terme van voëls, ons het baie voëls gesien, want ons het by Punta Maria begin en al die pad suid gegaan. So dit was lekker, ja. So net die gogga het goed gebyt. Ons wil nou net reis Ja. maar nou moet jy bietjie werk nog om dit te kan betaal, jy weet, so ja. dis 'n moeilike balansie daai netjie. Dit klink soos die lewe. Nee, ons ek en my vrou ons beplan ook maar aan dit sukkel met die huispryse wat maar nou so gespring het. So ons weet nog nie mooi watse kant ons getrek word na toe nie. Maar hopelik as ons die regte besluite maak kan ons eendag ook so welgevorderd wees soos julle met 'n waantjie. Dis moeilik, ons het nou 3 kinders. So ons kan nie waar gaan ons hulle indruk? So julle al 3 moet nou in die bed lê en slaap, ons gaan nou ry. Nee, dis hulle sal jou toesluit dis. Ek moet sê net om vir julle so 'n bietjie lus te maak daarvoor. Ek weet nie of jy weet van hierdie motorhome relocations wat jy kan doen nie. Hy het my gister vertel van dit. Want dit is wat ons in dit gekry het. As 'n toerist byvoorbeeld invlieg Sydney toe en hy ry met 'n motorhome af Melbourne toe, moet daai motorhome weer terugkom in Sydney. En die toerist vlieg sommer dalk uit Melbourne uit terug huis toe. So hulle vra jou maar $1 'n dag. Daar's 'n kite of iets. Ek moet net gewoon af. O, daar gaan hy. O, Janne. Kom ons kry 'n bietjie vir hom in aksie. So daar's hy. So ek vra om verskoning vir my choppy kamerawerkie so. Ek het nie die gimbal op nie. Ek gebruik sommer my tripod. Dit was nie kan. Jy sien? Ja, dit lyk so. Hulle het die onderhoud met die oorsee audience heeltemal geabandon want hulle het 'n voël gesien. Sorry julle. Commitment
soos nooit tevore nie. Ek het gehoor jou kamera het 'n sportknop. Nee, hierdie is uitstekend. Hulle moet kan sien. En hierso is sy spotter. Sy. Is dit raak? Sê my tog net is raak. Ek sal vir jou foto's stuur van daai en hy is bietjie ver. Dalk sal ek jou van 'n ander foto's vir jou stuur. Wat is die storie? Is dit generaal de la Rey? Ek het 'n interessante storie gelees. Hulle het nou hierdie nuwe ding tussen die Suid-Afrikaners as hulle 'n shot vat, dan sê jy dis raak, want blykbaar is dit die laaste 2 woorde wat generaal de la Rey gesê het voordat hy geskiet is. Ja, maar nee. Toe voel hy sê nee, dis raak. Dis raak. Ja. Oh. So dis 'n hele manier maar om te eer en te onthou. Mense raak maar baie kreatief, maar ek sê julle baie dankie vir die onderhoud. Nou volgende wil ek graag 'n bietjie van net 'n praktiese toer hê van julle setup hier, en so ek gaan die video gou pause en die kamera oorsit op die gimbal, en dan gaan ons vir die mense op die Oorsee Channel wys hoe jy dit doen. Ja, hulle moet maar verskoon. Alles is nie heeltemal op hulle plek soos wat jy sou gewoonlik vir 'n voorbereide onderhoud nie, maar Ja, ons kamp hierdie naweek, so dis nie asof ons die wa wil verkoop nie. Dit lyk soos 'n brandveld in by the way. Verkoop hom aan my. 'n Bruinveld. Daar's hy. Dankie julle. Ons is in. Ja, wel nou moet ons seker maar begin by die begin, hè, by die pottiese laai. Sy. Okay, so dit is dan nou as die ou mense in die nag nie wil na die ablisies toe loop nie, dan kry ons nou maar die ou. Kyk, as jy mooi dink daaroor, dis hoe meeste van die besluite in die wêreld gemaak word. Al die belangrike besluite word When there's something hits the fan. so dan is ja, nou die bed is miskien makliker om van agter af te wys. Ja, kom ons stap so om. En hier van agter af kan nou sien die kombuislaai. Wat dan nou hier aan die agterkant van die toilet laai se grootte. En dis nou die kombuislaai. En lekker is van die ou is dit nou so 'n bietjie reënerig is, dan kan jy nog steeds hier staan en braai. Dan kan jy 'n bietjie die kaas uitpak hierso. Daai bord het 'n storie aan. Wil jy vir ons 'n bietjie vertel? Ja, die planke soos wat ek het toe nou gesaag het daar om my standaard 7 houtwerk. Het toe nou ek sit hier met 'n plan in my kop. Ek weet nie lekker wat moet ek doen nou met hier stukkie hierson nie. En sê van hulle, hoe gaan ek hierdie plank sny dat ons hom nou hier kan gebruik om by die wyn nog te kan uitkom? En dis belangrik, jy moet die wyn saamvat, ek weet. Sy sê nee, wag, sy net gou kyk, sy het iets aan die laai en toe kom sy maar met die plankie. En al wat ek moes doen, ek moes 'n klein stukkie afsaag daarso en toe is hy nou perfek net vir daai spasie daar. En toe pas hy nou Kyk hoe perfek. mooi lyk dit ook. Baie So mooi. nou kan jy nog steeds die wyn, jy weet. Access. Wat baie belangrik is, soos jy sê, jy weet. Ja. Dis een van die belangrike goed. Wat het jy nog hier op? Nou maar net 'n gasstoofietjie. En jy kan daarso kan jy nou lekker stytjie braai. Gelukkig is dit net 2 van ons, so dis nou nie baie moeite nie. Ja, nee. Ja. En in die dag as ons nou lus is vir groente, dan sit ons die hoender hier binne. Ja, wel gedaan. Later daai wêreld. Dit is pragtig. Hier is nou kom binne goed hier binne, Ja. maar miskien is dit dalk makliker om te sê hier's 'n bietjie klere in. Daar's die rekenaarskerm wat ons dan nou gebruik wanneer ons daar op die bed sit en dan slaan ons die bankgedeelte slaan ons op en word hy 'n mooi bank en sit ons die kussings daar teen die muur en dan sit ons aan die aande. Ja. Kyk ons na die voeltjies se en dan daar in daai voorste kassie sal ons nou die mikrogolf en die koffiemasjien by. Baie mooi. En jy het daar 'n plantjie ook ingesit. Ja, hy's plasties, so moet nie maar net te hard nie. Hy's plasties. Ja. Hulle worry nie daar. Kyk, Wat is ons hier? Hierdie is die kantoor, Reg. jy regtig wil werk, dan kan jy werk. die mobiele kantoor. So, Jy sit. nee, sit maar dan wys jy verder daarvan. Blykbaar is hierdie skarniere kan hoeveel gewig dra? Dis 'n 200 kg skarnier. So jy kan op hom staan en na iets bo op die dak Dis sit maar dan. ongelooflik. So wat ek gewoonlik doen vir ons trips, my tannie het hierdie boek vir ons gemaak, gepersonaliseer met die Mercedes waar met ons initials daaronder. Ag En dan jene. skryf ek elke trip wat ons doen, skryf ek so 'n bietjie waar ons gekamp, wat se voëls het ons gesien. En ook so 'n bietjie die storie van dit ons die wa gekry het, wat het ons gedoen, soos byvoorbeeld wanneer het ons die dakrak bygesit. So dis net so 'n bietjie van die geskiedenis van Vincent. Ons het die wa Vincent gedoop. Vincent. Vincent van Gogh, soos jy hom in Engels sal sê, Ja. en ons van Gous in Australië word baie keer Gous uitgespreek. So dis Yes. Vincent de Van Goghs.
The van goes. That's how it goes. Ek like it. Ja. Ek wil net sê ek dink regtig dis 'n gesonde stokperdjie. Ek meen baie couples wat oorsee woon of oorsee trek, veral van Suid-Afrika sê maar hiernatoe of waar ook al, hulle doen nie meer die goed nie want hulle is te besig met die grind, met die daaglikse gejaag na jy moet werk, jy moet die kinders uitsorg, jy moet al die tipe goed. En julle het gaan en julle het nie laat daai goed julle onderkry nie. En Ek julle help daarom nou dat die kinders uit die huis uit is. Jy weet dit maak Ek Wanneer weet. jy kinders in die huis het, is dit 'n ander storie. En jou naweke is nie altyd jou eie nie, want dit is sport en is allerlei dinge. ja, Ja, maar vir ons is voeltjie kyk is meditasie. Om daar in die bos te wees, jy vergeet van alles anders want jy fokus so om wat sien jy, waar sien jy, wat hoor jy, wat is dit? Het ons mal weet so dit is vir ons is baie goed vir ons mental health. Ek vat pointers big time. Glo my. Sy, Ja, daar's moenie verbaas as ek presies dieselfde van kry eendag. Selfe MacBook top en selfe kamera en ek sê my vrou jy moet daar sit in daai boek in Inskryf. Wat my ding ook oulik ontwerp het is hierdie tafeltjie, so hy kan uitskuif hier en dan kan hy aan die binnekant aan Okay. hierdie kant skuif hy dan daarin. So Yes. dan kan iemand daarso sit op die bed en dan met die tafeltjie daar binnekant ook werk. So Uitstekend. as ons nou bordspelletjies of so wil speel, dan sit ons sommer so twee langs mekaar daar met die tafeltjie dan daar voor ons. Maar ek vat my gou 'n bietjie deur jou yskas setup daar want ek verstaan jy moes Ja. ek verstaan jy moes buite die boks dink. Ja, dis belangrik daai ene. Dit is so. Ek moet nou net eers by die kamera gryp. Dis reg. Sy, So as hy nou the big guns. as hy nou by die regte plek is en sien nou hierso nou 'n watergat hierso. Ek moet Ja. 'n bietjie visualiseer. Dis bos hierso, maar as hy nou 'n watergat is. En dit was nou 'n lang warm dag, jy weet. Trek jy net maar hierso uit so Ja. en dan maak jy nou maar die yskassie oop Aha, hier kom ons. en dan jy- gryp jy nou maar die nodige Die melk, die moedersmelk. en dan kan jy sommer hier nou hierso so sit. En dan kyk jy nou waar is daai voeltjie terwyl jy sommer net gou die ding. Ja, is nou tempting hoor, maar dit is nog vroeg in die oggend. Ja, jy wil jy nou opmaak. Ek sal maar nou nie oopmaak nie, maar dan kan ek nou lekker sit hierso en dan sit my biertjie hier agter my neer en as hy nou klaar is, jy weet, dan is dit nou maklik, dan gaan ek maar net hier in vir die volgende enetjie, weet so. Halfweg nou Magpie, ek gaan nou nie moeite doen om hom af te neem. As jy nie ophou nie dan sê jy later al die foto's van die voëls wat jy geneem het, dan is dit net blare. En dan is dit so 'n bietjie blurry, weet jy, dan moet jy hom almal weggooi. Gewoonlik gooi ek baie weg, maar daarom nie almal nie, maar ek dink as ou te veel hier gaan vashak in die bottel, dan gaan jy almal moet weggooi. Ek ken van edit en baie keer is dit maar ja. As dit nou te vroeg is vir bier, mag ons dan 'n koffie kry. Okay, kom ons maak eerder 'n koffietjie. Ag lekker. Wys my hoe werk daai setup. En hierdie gedeelte hier, vertel my 'n bietjie van hierdie design wat lyk asof hy 'n armrest het. Ek kan nie lekker onthou hoekom is hier 'n aparte paneeltjie nie, meide? Die deur as hy toe is. In die laat jy hom van binne af. So as hierdie deur toe is en hierdie handvatsel blok hierdie gedeelte hier. So die ou wat die Die deksel kon dan nie kon die oopmaak. deksel en haak hy vas teen die deur se handvatsel. Ah. So die ou moes nou plan maak en die gedeelte daar los. Sodat jy nog steeds van binne af in die aand as die deur toe is die yskas kan. Want dit is baie belangrik om in die aand as jy vinnig gou die melk Dan wil. eerste koffie in die oggend, dis die belangrikste. Dan is die deure nog toe. Absoluut. Terwyl ek nou 'n koffietjie gaan bou, kom ek sommer gou die melktjies uit. En jy het 'n yskasie daar in die middel ook. Laat ek hom sommer hier deur die venster. Baie dankie. Dis ons versnapperings Versnappering. boksie. So So dis nie vir die bier terwyl jy ry nie. Dit is vir die koeldrank, die bottel water. Ja. Dalk 'n Red Bull. Ja, hier's Ja, te nee, veel dit van daai groot busse hier in Australië. Jy drink nie terwyl jy ry nie. Nee wat. So, hoe drink jy jou koffie, meneer? Kry ek 'n koffie. Baie dankie. Net 'n flat white soos hulle in Australië sê. Dalk een suiker by met 'n klein bietjie melk. Ag, geen probleem. En vir die van julle wat my nou oordeel, oor die manier hoe ek my koffie drink, ek gee regtig nie om nie. Ons is so mal oor ons voeltjies. Ah, Ons het selfs op die bekers het ons die voeltjie Prag. patroon. Dag. So ek sal gou vir jou 'n koffietjie bou hier met my Nespresso koffiemasjienkie. Ek's nou nie 'n koffie snop nie. So my vrou sal sê ek jok, maar jy is 'n koffiesnop. Dis een ding wat Melvin aan my ding gedoen het. Sy liefde vir koffie. Hy het van koffie gehou, maar nou
Ek het met Kevin Fraser gesels so 'n paar weke terug voordat hy net sy Aussie toer afgeskop het en hy het vir 'n tyd lank by Swinburne Universiteit geswat in Melbourne en hy sê die een ding wat Melbourne definitief ook kan bereik is hulle koffie. Dis hy. Ja. Nee, ons geniet dit baie, ja. Dit is so erg wanneer ons nou 'n langer naweek of so beplan, dan doen Meyering nou sy deeglik voor die tyd. Daar's 'n spreitabel wat opgestel word vir elke naweek. Ja. Uit die stoppe op waar jy beplan om te stop. Behalwe nou jou voelstoppe waar jy gaan voels kyk, het hy ook die beste koffie. So hy gaan kyk voor die tyd. In die dorp waar jy gaan deurry, omiddag van daai tyd, waar is die beste koffiewinkel? Op die Google ratings. Al my geheime uitlap nie. En dan ja, nee, dis deel van die program, dis belangrik daai. Baie belangrik. Sonsopkoms is op die program, sonsak is op die program, oggendaktiwiteite, Nee, jy moet middagaktiwiteite. sê hoekom is die sonsak en sonopkoms belangrik? Want daar's seker maar voels wat reageer op daai Dis Ja. golden hour. So golden hour is belangrik want jy kry goeie foto's, maar daar's ook voels wat meeste aktief is vroegoggend of laat in die middag. ja. So dis nou maar die moeilike gedeelte van birding is daai vroeg opstaan. Ons is nog nie goed daarmee nie. Dit gaan ons nog 'n rukkie vat om dou voor dag op te staan. Sit ons so 'n bietjie daar in die mikrogolf en kry ons so 'n teelepeltjie, dan roer ons hom gou vir jou deur. As jy nou daar agter die rekenaarskerm inryk nie, gaan Kom ek kom om en vang gou daai mikrogolf in. Dit is darem 'n mooi dag vandag, hoor. Ek kan sommer sien dit. Ja, ek sien uit na die terugry terug want dit is so 'n mooi pad. En my seun het geskryf hy wil bietjie gaan 4x4 en ek het ook al verby 'n paar roetes gery. So dalk treat ek hom vir 'n bietjie adventure, laat hy net kan vergeet van daai skerm. die skermpies. Dit is 'n baie compact netjiese setup. Wel, ek reken op daai noot. Wag. Ouma het saamgekom. Sê, Baie dankie. Julle was great sport. Baie dankie vir die onderhoud. Meyering en Nelleke. Australië is om 'n Nel. Nel. Nel goes, anything goes. Pragtige dag. Grampians.